Ons het nou die afgelope paar weke het jy seker agtergekom dat ons by Genesis 1, 2 en 3 stil staan. En laat ons aan die begin van die Bybel is. En ek dink is wonderlik om partykeer weer die eerste hoofstuk te lees, veral as jy begin wonder wat staan in die ander hoofstukke. En as jy wil beter verstaan, waar het dit alles begin? Nou, vir my is dit 'n voorreg om dan nou saam met Margaret terug te kyk en te kan weet, dit het begin toe die kerk nog omgedraai was en die preekstoel daar was en jy het by hierdie gangetjies hier voor by die 2 deure ingestap en ek hoop jy merk op dat ons verwery vorder is net die verfrak 'n bietjie te stadig droog, jy weet, en ons wil vinniger klaar maak, maar ons respekteer die droogwordtyd daarvan. So wat is dit waar jy begin het en waantoe is God op pad? Dit is so dat as jy op 'n kompas lees, dan gaan jy jou beginkoers wat jy inslaan baie belangrik moet maak. En jy gaan moet weet dat as jy net 'n graad of iets af is, gaan jy heel moontlik met myle jou eindbestemming mis. So, dit is so belangrik om te bly in wat jy geleer het en omdat jy weet van wie jy dit geleer het. Nou, ek dink dit gaan vir jou 'n lekker tema wees vir oggend, as ek nou nog steeds in Genesis se stories is, die eerste 3 hoofstukke is, en ek wil met jou praat oor vyeblare en dankbaarheid, nê. Nou ek dink die van julle wat jou Bybel al 'n paar keer gelees het, sal sommer dadelik 'n idee vorm van hoe kan hierdie 2 dinge by mekaar uitkom. Maar ek dink die Heilige Gees het altyd 'n verrassing of 2. So daar kom nog 'n stukkie in van vyeblare wat jy miskien nog nie so gehoor en gesien het nie. So kom ons staan net weer stil by die verwagting van die kerk. Ons het nou al 'n hele paar verwagtings wakker gemaak in ons harte en ek dink daar's 'n verwagting dat as jy jou lewe vir die Here gee, as jy tot bekering kom, as jy doop gereed is, laat mense sal agterkom as iets anderster. Jy het 'n reaksie daarop. Jy weet die feit dat iemand jou in die see help as jy wil verdrink en hy kom haal jou uit, daardie dankbaarheid is onbeskryflik. Hoe mense kan sê, dankie, as jy nie, en ag het gebeur hoeveel kere nie. Maar dit lyk nogal vir my asof dankbaarheid deesdae, jy weet amper, jy moes my gehelp het. Dis nie, jy het my gehelp, dit is vir wat het jy so laat gekom? Hoekom was jy nie gouer daar gewees nie? En ek dink ek wil ruiterlik waag om te sê, dat as ek die hoofstukke lees en as ek die Bybel lees, dan sien ek nie 'n teksvers wat vir my sê, Adam en Eva was dankbaar om in die tuin van Eden te wees nie. Ek lees nie so teksvers nie. Ek kry nie iets wat vir my sê, dat hulle dit so geniet het, dat hulle gevoel het, hulle moet beskerm en bewaar wat daar is nie. En ek dink daarom dat die sondeval plaasgevind het en hulle van die boom geëet het en hulle in die sweet van hulle aanskei, hulle brood moes gedien het. Ek dink toe het ondankbaarheid hoogtyd gevier. Vir wat en hoekom en waarom? So ek wil hê jy moet weet dat daar 'n vreugde moet wees. Ek het dit vir myself gedoen, omdat ek nou die preek vooruit idee het van wat gesê kan word, het ek daar by die vyeboom gaan stil staan, en toe kyk ek nou die vyeboom, nou moet ek so buk, en dan wil ek nou vir Margaret roep en vas sê, maar julle moet bietjie daai, en julle moet bietjie hierdie en so aan. En toe stop ek myself, te sê ek, hoekom is ek by die vyeboom? Is ek hier om fout te vind? Jy weet, oor hoe hy gesnoei is en alles, en ek sien die vye wat mooi vorm en alles, en ek gee myself kans om dankbaar te wees. En ek sê, Here, ek wonder hoeveel huisgesinne, of hoeveel erwe in Walvisbaai het 'n vyeboom. Kan ek gou 'n toets maak, wie het almal vyebome in julle tuine? 1, 2,
Oor daai eenselfde vyeboom, nee. Het net die pastoor en die sekretaris 'n vyeboom in hulle erwe. Goed, julle kan by ons stiggies kom haal, nee. My skoonpa het vir my gegee, en toe ons in Vredenburg was, en toe plant ek die 2, en toe ry ek met die kar die een plat. Toe het hy nou gesukkel, jy weet. Maar die een wat ek toe gedink het, jy weet, gaan nou mooi vye, hy gaan toe dood. En die een wat ek plat gery het, hy skop vas en hy begin groei. Toe kyk ek die vyeboom daar in Vredenburg so, toe sê ek, die dag as hy vrugte dra, dan gaan ek 'n beroep vat. En nou ja, het was presies dit. Walvisbaai het gekom die dag toe, die Desember of September gekom, die Desember toe pluk hulle vrugte vye aan daai boom. So, moenie vir 'n oomblik dink dat vrug dra of bome of riviere of God se skepping is nie belangrik nie. Dit is so belangrik om iets te verstaan daarvan. Die begin van die storie maak 'n verskil. En kom ek lees dan weer vir jou uit hoofstuk 3 vers 21 tot 23. Hy sê, en die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons deur goed en kwaad te ken, as hy nou maar net nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is, nee. Vir baie keer sal ons net sê, maar dis net 'n stukkie geskiedenis, dis net ietsie. Nee, dis baie meer. Dis God. Dis God in aksie. En is die mens se reaksie. Dis wat God wil laat gebeur, en dit is wat ek dink moet gebeur, of wat ek kies om te gebeur. En daarom as ek vir jou tweede gedeelte gaan voorlees uit Deuteronomium, dan sien ek die eerste keer dat ek met dankbaarheid of met vreugde te make kry, is hierdie gedeelte waar die Bybel in Deuteronomium 28 kom en dan sê hy, omdat jy die Here jou God nie met vreugde en vrolikheid van hart weens die oorvloed van alles gedien het nie. Hoor nou waarvan word Israel aangekla? Dat hulle in die oorvloed van alles nie God met vreugde en vrolikheid gedien het nie. Wil jy gou vir jouself sê, Here, ek moet oppas. Ek moet myself oppas. Ek moet besef, vreugde en dankbaarheid en daardie wete dat ek vrolik in die Here moet wees, mag nie van my weggeneem word nie. Ek behoort 'n bondel vreugde vir God te wees. Dis nou gewoonlik wat ons van ons kinders mos nou sê. Hulle is bondeltjies vreugde, ook net totdat hulle nou nie meer boetiekies dra nie, nê. En totdat jy nou agtergekom het, hulle het ook 'n sê, en hulle skree, en hulle doen alles wat hulle doen, nê. Maar hoor gou weer, en ek hoop dit help jou, ons behoort bondeltjies van vreugde te wees vir ons God, halleluja. En ons moet die Here met vreugde dien. In al hierdie ou lang gesig, en hierdie swaar, en hierdie ellende, en alles, jy weet, jy moet my aanspreek en vir my sê, wat gaan aan? Hoekom is ek nie opgewonde in die Here nie? Hoekom is ek nie vol van die blydskap van die Here nie? En ek wil hê jy moet sien, hoe erg was dit vir Israel, en jy gaan nou verstaan, hoekom God seker desperaat geraak het en gesê het, hoe gaan ek 'n dankie uit Adam en Eva kry? Hoe gaan ek 'n dankie uit die volk Israel uitkry? Want jy sien, ons kinders doen dit, hulle sê, is jou skuld dat ek in die wêreld is, jy's pa en jy's ma, en sommer jy nie mooi gedink het
nou moet ek swaar kry en nou moet ek sukkel. En nou is alles my probleme, jy weet. En dan wil ons iemand anders die skuld gee. Maar hoor gou, God sê, jy sal jou vyand wat die Here teen jou sal stuur, dien in honger en in dors en in naaktheid en in gebrek aan alles, en hy sal 'n eysterjuk op jou nek sit totdat hy jou verdelg het. Die Here sal teen jou 'n nasie bring van ver, van die einde van die aarde af, soos 'n arend vlieg, 'n nasie wie se taal jy nie verstaan nie. Nou, ek wil vir jou sê, ek dink dis een van die dinge wat die moeilikste raak. Is as iemand met jou praat en jy verstaan nie. En ek kan vanoggend net hoop en bid dat vanoggend se boodskap jou gaan help om te verstaan. Ons moet God met vreugde en met blydskap dien. Ons moet nie 'n plek maak vir enigiets anderster nie. Maar pastoor, verkeerd is verkeerd. Ja, verkeerd is verkeerd. En stikkend is stikkend. En siek is siek. En breek is breek. En gaan aan met dit alles. Maar kan ek vir jou sê, ek dink, as jy mooi daaroor dink, het God dit nie so begin nie. Want 6 dae van die skepingswerk staan God elke keer en hy sê, en dit was goed gewees. En aan die einde, by die 6de dag, dan sê hy, en dit was baie goed gewees. Nou as iets goed is, dan behoort dit vreugde en blydskap te bring. As iets goed funksioneer, dan ry ons mos met ons dier nuwe mooi karre, jy weet, tussen walvis en windhoek, en ons kom daar aan die ander kant, en ons sê nie een keer, dankie Suzuki, dat jy so mooi gery het nie. Ons wil net hê die Suzuki moet ry. En ons wil net hê die lewe moet so wees. In plaas van dat ons dankie sê. Nou ek het 'n toets gedoen in die week, om nou te kyk, daar was iemand in ons gemeente, en 'n paar van julle sal herroep, wat vir my die beeld was van dankbaarheid. En die van julle wat nou nie weet nie, toe vra ek vir Marlene, en ek sê vir haar, hoe lank werk jy hier? Wil jy môre nog hier werk? Ja, asseblief. Sê ek van, maar dan moet jy 'n strikvraag antwoord. En ek sê vir haar, wie ken jy wat hierdie dankbaarheid uitgelewe het? Nou toe noem sy eers nou my naam en maak, nee. Toe dink sy so en sy's eers by 'n Bybel, ek sê nee, ek soek nie 'n Bybelnaam nie, ek soek 'n mensenaam, nê. En sy sê, o Stefanus, nou wie vir julle onthou vir Stefanus? Kom steek 'n bietjie op daai hande, nê. Sê vir die Here dankie vir Stefanus. Hy het ons die les kom leer. Ek wou dit vanoggend saamgebring het. Hy het net so lank een van daai swart dier flitse persent gekry. En omdat hy net dankbaarheid ken, het hy baie dankie gesê. Maar die dag toe hy nou by my kom en hy sien ek het so kort enetjie, want ek wil toe vir hom batterye koop vir die lang flits, maar dis 'n hele 6 batterye as ek reg onthou, en dit kos 'n hele R600 as hoeveel ook al. En hy staan so en hy sê vir my, hy's so dankbaar vir die flits. Hy sê maar hy's bietjie lank en bietjie swaar en hy wil nie kla nie. En ek sê vir hom, Stefanus, dan vat jy my kortetjie en ruil ek jou die lang een. Nou die lang een staan tot vandag toe sonder batterye, want nie eers ek kan dankbaar wees vir 'n flits sonder batterye nie. Stem jy saam? Dankbaarheid is deel van sy lewe gewees en hy het amper gesukkel om te sê dankie. Ek weet nie, ek moet nou eers kyk wie is almal in die kerk, want ek wil nou 'n dingetjie. Eendag toe kry ek 'n amper seker Rottweiler persent vir 'n verjaarsdag persent. Wat is hierdie ander bekkige brakkies wat 'n mens kry? Jack Russell. Liewe Jesus het my gehelp. Ek wou nie 'n Jack Russell gehad het vir 'n verjaarsdag persent nie. Maar nou het ek hom gekry. En ek wil vir julle sê, dit was 'n moeilike een. Hoe is jy dankbaar as jy nie kan dankbaar wees nie? En hoe beland jy in 'n ding waarin jy selfs jou vyande, hulle verniel jou? En hulle kry jou beet met wat hulle doen. Hulle weet dis eintlik 'n stryk wat hulle vir jou stel. En nou gaan ek jou help vanoggend met die Here se hulp aan my kant. Wil ek hê jy moet weet, dat ek laasweek vir jou sê, dat Jesus het tot 'n oordeel in die wêreld gekom.
Dan het hy na hierdie wêreld toe gekom, sodat ek en jy weer sal kan sien wat ons moet sien, en laat ons sal blind wees vir waarvoor ons blind moet wees. En laat ons sal weet, wat gee God eer? Wat maak die Here se hart bly? As ek jou vanoggend kan help, dan wil ek hê jy moet weet, dat jy sal goed sien, as jy vanoggend kan weet, dat jy moet met dankbaarheid gevul word, en jy moet met dankbaarheid elke dag kan lewe. Dit was nie vir koningin Ester lekker, om 'n deel te wees van gevangenskap, en van 'n koning wat net 'n woord kan spreek, en dan word jy doodgemaak en alles nie, en dan om nog oppositie te hê. Iemand wat die dood van die Jode soek, wat wil hê dat die hele volk uitgewis moet word. En as jy die verhaal van Ester lees, en ek wil daardeur vir jou iets sê, God soek 'n mens wat dankbaarheid skep. God vra vir mense wat sê, ons gaan dankbaar lewe. En uiteindelik as die opdrag uitgaan, dat al die Jode doodgemaak moet word, dan trek Ester haar mooi aan, en dan stap sy daar by die koning se paleis of se troonsaal in, en dan weet sy, as die koning nie sy scepter in haar rigting gaan wys nie, is dit haar einde. En dan doen die koning dit, en nou wil ek vir jou iets sê, God is die outeur en die skepper van dankbaarheid. Hy sal 'n sondaar mens dankbaar laat wees. Hy sal 'n onverskillige mens dankbaarheid leer. Hy sal elke mens leer wat dit is om in vrolikheid en in oorwinning te kan staan en te kan sê, dankie Here, dankie, dankie, dankie vir wie U is en wat U doen en waarmee U besig is. En ek wil vir U sê, dis vir my so mooi, laat ek uit Ester se verhaal lees, hoe dat die volk met groot dankbaarheid, daar was lig en vrolikheid en vreugde en eer gewees, toe hulle uiteindelik hoor dat die bevel is gekanselleer, hulle gaan nie meer doodgemaak word nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, dis 'n tipe van jou redding en jou saligheid, dat jy weer 'n keer sal sê, ek gaan nie hel toe nie, ek is nie verlore nie, my naam is geskryf in die boek van die lewe, kom kry 'n glimlag, ten minste as jy nie kan halleluja of prys die Here nie, dat jy vir jouself weer sal sê, Here, hoe kan ek genoeg dankbaar wees vir Golgotha, vir die kruis, vir my sondeprys is betaal, my skuld is weggeneem, ek is sy kind, halleluja. Jy sien, dankbaarheid is daar die empty-handed wat ons voor die koning kom staan en ons moet sê, Here, ek het eintlik niks gedoen nie, maar U het alles gedoen. U het die verskil in my lewe kom maak en daarom wil ek vanoggend vir jou sê, laat hierdie boodskap jou weer wakker maak om te sê, Here, genoeg van kla, genoeg van ontevrede wees, genoeg van sukkel, genoeg van dit en hierdie en alles wat sleg is. Ek wil die Here loof, want hy's waardig om geloof geëer en geprys te word, halleluja. Laat ons 'n kerk sal wees, laat ons 'n gemeente sal wees, wat nie kan stil bly nie, want die Here was vir ons goed gewees. Dis in hierdie reaksie wat ek en jy moet verstaan, dat dankbaarheid is en was nog altyd deel van lofprysing gewees. En as ek dink oor hoe dat God die skepping woord vir woord geroep het, en hoe dat hy gesê het, laat daar lig wees, en hy het gesê, ja, laat die water skei, en hy het al hierdie waarhede, dan wil ek vir u sê, het ons 'n onwankelbaarheid waarin ons dankbaarheid anker. En dis in God se skepping, en wat God kan doen. Nou ek het jou, mag ek sê, 'n bietjie van koers afgevat, om te sê, ek verstaan nie, laat God, jy weet, hy's God, hoekom vyeblare? Jy weet, kon hy nie iets beter gedoen het nie? Kon hy nie, jy weet, 'n ander plan gemaak het nie? Jy weet, vyeblare klink vir my, dat dit is 'n baie elementêre of basiese manier van klere maak.
En hoe is dit moontlik? Nou wil ek hê jy moet 'n boodskap onthou van 'n week terug, of 2 weke terug, waarin ek gesê het, God het jou gemaak om beter te maak. God het jou gemaak om beter te maak. En hy gaan nie in kompetisie met jou wees nie. Julle hoor nie mooi nie. Hy gaan nie in kompetisie met jou wees nie. Hy wil hê jy moet wat is beter maak. Dit wat jy het, moet beter wees. En ek kan jou nou ure hier op hierdie punt vashou, maar ek hoop jy gaan dit vinnig snap en jou eie maak, is dat omdat God nie wou iets uitdink nie. Omdat hy nie wou gesê het, jy weet, hoe kry ons Hermes brand name klere en produkte? Daardie uitstekende, daardie top van alles, daardie bo alles. Dan wil God sê, dis in jou hand. Beter maak is in jou hand. Of dit jou huwelik is, en of dit jou kind se grootmaak is, eina, jy weet, en of dit jou werk is, en of dit jou geldsaake is, en of dit jou kerkbelewenis is, en of dit jou evangelieverkondiging is, God wil hê, jy moet dit beter maak. Hy begin by vye blare. Hy begin daar waar ek en jy nie eers, ek en jy het nog nie een vye blaar in ons lewe gemaak nie, stem jy met my saam? Hulle kom net. Want hoekom? Dis in God se skepingsplan vasgevang. En daarom wil ek hê jy moet weet, dat soms gaan God vir jou die openbaring gee, van hoe gebruik jy die natuur? Hoe maak jy God se saak beter? Hoe maak jy God se plan, laat dit werk in 'n lewe? As 'n pastoor in 'n gemeente, is dit soveel keer my uitdaging om te sê, Here, nou het ek nie meer antwoord nie, niemand het antwoorde nie, maar hooplik het U 'n antwoord. Hooplik wil U vir ons sê wat ons moet doen, hoe ons dit moet doen. En daarom is dit vir my mooi as die profeet by koning Hiskia kom en hy gee vir hom hierdie raad, want Hiskia het nou hierdie ongeneeslike kwaal ontwikkel en almal verwag hy gaan sterf. Selfs die profeet loop in, as jy die hoofstuk gaan lees, en dan sê hy, gee bevel aan jou huis, sê vir die mense wat moet gedoen word, want jy gaan sekerlik sterwe. Wat doen Hiskia? Die Bybel sê, hy het sy kop na die muur toe gedraai en hy het bitterlik geween. En hier gebeur hierdie fantastiese wonderwerke wat ek en jy maar net oor kan wonder. Die Here sê vir Jesaja voordat hy by die paleis uitstap, sê hy draai om en gaan sê vir hom, ek het jou trane gesien. Ek het jou pyn gesien. Ek het gesien, en ek wil 'n punt hier maak, dat jy iets sal verstaan, dat vreugde en blydskap en dankbaarheid is baie keer so intens, dat dit strome trane is wat oor jou oë, vanuit jou oë begol, en jy huil eintlik voor die Here, jy's absoluut in vervoering, dat God is, en dat hy magtig is, en dan kom die profeet Jesaja, en dan sê hy vir Hiskia, jy sal sekerlik nie sterwe nie, en dan sê hy, gaan haal vir ons vye, en hulle maak vye koeke, soos wat die tekste daar sê, en hulle sit dit op, en koning Hiskia sê, maar hoe gaan ek weet ek gaan gesond word? Hoe sal ek weet ek gaan weer na die huis van die Here toe kan gaan? En hoe sal ek weet dat ek God weer in vreugde en in blydskap kan dien? En dan sê die Here vir die profeet, sê vir hom, die son kan of vorentoe of agtertoe skuif. Die lig op die sonmeter kan weer, dan sê hy, dis niks vir enige iets of enige iemand, dat die son vorentoe gaan nie. Hy sê maar, laat die son agtertoe gaan. Dis iets. En dan skuif die son terug. En ek wil vandag vir jou sê, dis die God wat ons dien. Dis die God
waarvoor ons eer bring. Die God wat in staat is, en ek wil vir jou sê, toe daardie son op daardie sonwyser terugskuif, toe word dit nie net die tyd, die 40 of 20 minute, 40 minute, wat die son geskuif het nie, dit word 15 jaar, wat God by sy lewe byvoeg, en ek is oortuig, hy het vir 15 jaar sy les geleer, en dit is, dat jy dien die Here met vrolikheid, en met blydskap, jy dien die Here met dankbaarheid. Jy sê 15 jaar, ons is nou al 6 of 7 of 12 jaar, ek het nog 3 jaar oor. Ek wonder, hoe voel jy as jy nog sê, ek het nog 3 jaar oor? Maar kan ek vir jou sê, hy het geweet, dat God het iets moois gedoen. God het wonderlike dinge gedoen. En my vraag vanoggend is, het die Here dan nie vir jou ook iets moois gedoen nie? Het God jou nie ook deurgedra nie? Wil jy nie hom ook maar in blydskap en in vreugde dien? En daarom as ons dankdiens vanoggend 'n dankdiens van vreugde moet wees, dan wil ek vir jou sê, kom ons volhard in die gebed, kom ons waak daarin met danksegging, kom ons wees oor niks besorg nie, maar ons laat ons begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Nou wonder ek of Adam iewers vir die Here so, terwyl hulle so gepraat het met mekaar, of hy vir die Here gesê het, Here, is maar 'n bietjie alleen as U nie hier is nie. As U nou net in die aand opdaag, en ek moet nou heeldag, moet ek nou bome name gee, en ek moet die diere nou identifiseer, en ek moet die skepping, jy weet, help orden en doen. Nou wil ek vir jou uit my hart uit sê, dat God sal jou altyd rede vir dankbaarheid gee. En daarvoor het hy vir jou man of jou vrou gegee. Nee. En as jy leer, nommer 1, leer om met Eva tevrede is, my broer. En my suster, as jy nommer 2, leer om met Adam tevrede te wees. En jy begin om jou vreugde en jou blydskap te vind in dit wat God vir jou gee het, dan weet ek ook, saam met die begeerte kom die verantwoordelikheid, nê. Jy sien, dankbaarheid is nie bandeloosheid nie. Dankbaarheid is om binne die vreugde van God te beweeg, binne God se plan te beweeg, en ek hoop jy gaan snap wat ek vir jou wil sê, is as hy sê in Psalm, hy sê, verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Halleluja. Sê vir die een langs jou, verlustig jou. Raak opgewonde, raak dankbaar, want hoekom? As ek die hele Genesis verhaal nou hopelik vandag kan by mekaar sit, dan wil ek vir u sê, toe God gesê het, laat daar orde wees. En hy het eintlik gesê, laat daar lig wees. En daai woordjie beteken ordelik. Dit beteken jy kan skielik sien voor en na, en op en af, en heen en weer, en hulle orde skep. En as God op daardie plek kom, waar jy duidelik kan sien, dat God is in die skepping, God is in alles wat gebeur. Hy sê, dit is goed. Dis baie goed. Dan sê jy vir jou vrou en jou man, sê jy 100 keer op 'n dag, jy is die beste. Dan sê jy vir jou vrou of jou man, jy is die beste. Want as God jou goed gemaak het, hoe kan ek fout vind by jou? En ek sê dit oor die gemeentelede. Ek sê ek het die beste gemeentelede in hierdie hele dorp. Daar's 'n paar van hulle wat, nee, almal gee my grys hare, maar kan ek vir jou sê, dis die beste grys hare waaroor jy kan droom. Jy gaan nie beter grys hare kry nie. Jy gaan verstaan, dat as daardie rivier begin vloei, as daardie vloei in die gees, in jou lewe 'n werklikheid word, en jy word nie mislei deur jou slang, en jy word nie voor hierdie bome blootgestel, en jy moet 'n keuse maak, en jy dink, God het nie iets goed gemaak nie, hy het alles goed gemaak, jy moet dit onthou, want in goed lê blydskap. As iemand goed doen, is daar blydskap.
As jy koffie in die bed aandra in die oggend, is daar vreugde. As jy kondensmelk in die koffie gooi, nog meer vreugde. As jy op daardie plek kom, waar jy sê, ek kan nie sonder jou klaarkom nie, jy's my allerbeste, jy's my besonder, dan is jy in lyn met dit wat God gedoen het, maar ek wil hê jy moet weet, dis ek en jy, wat eintlik die vye blare pluk. En as ons beklee mekaar, ons maak mekaar mooi. Jy het dit miskien nie presies geweet nie, maar God is in hierdie wêreld die nommer 1 kleermaker. Hermes het nie 'n kans nie. As God sou besluit om jou naaktheid te beklee, as God sou 'n tree gee in die rigting van jou menswees, en jy gee hom 'n kans, dan lyk dit miskien party dae vir jou soos 'n vye blare rok. En dit lyk miskien vir jou na iets wat nie goed genoeg is nie, of wat nie aan jou hoë standaarde gepas het nie. Maar as God dit gemaak het, is dit goddelik. Wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Wat God vervul met sy gees, wat God oproep en sê gaan en kom. Daardie heerlikheid van God wag op jou. Want daar kort 'n mens wat beklee moet word. En jy onthou Ester se storie en dit wat ons reeds aangehaal het, dat dit vir die volk groot vreugde gebring het. Nou is ek vanoggend nie by julle as 'n groep mense nie. Ek staan stil by jou as 'n enkeling. Ek wil hê jy moet hoor. Niks wou in die skepingsverhaal werk. Niks kon die doel bereik totdat God sê, kom laat ons mense maak. Dis net 'n mens wat God se saak beter kan maak. Daar's nie 'n doringboom wat gaan ontwikkel het en toe word hy 'n amandelboom. En toe ontwikkel hy nog 'n entjie verder, toe word hy 'n vye boom. En toe kan hulle die vye pluk en die koning kan gesond word nie. Daar's nie 'n dier op die aarde wat ontwikkel het. En toe word hy koning van die leeu's. Jy weet, en toe kom die springbok en hy wen die wedstryd. Maar as 'n mens, en is jy. Daar's een mens vir een God se plan, en is jy. Waar begin jy? Begin met vreugde en blydskap en dankbaarheid. Die grootste geskenk wat jy vandag vir God kan gee, is om te sê, Here, dankie dat U my gemaak het vir 'n tyd soos hierdie. Klink in die oë van die wêreld baie keer hoogmoedig en meerwaardig, maar kan ek vir jou sê, sal jy ooit wat God gemaak het minderwaardig maak? Sal jy ooit dink om iets wat God vir 'n doel en 'n rede geroep het, en daarom hoop ek jy kan vanoggend jou posisie in Christus herstel, en jy kan weet, jy's syne, jy's deur hom geroep, jy's deur hom gestuur. As ek nog 'n maand of 3 moet gee saam met Margaret, dan doen ons dit met soveel vreugde, en ek wil vir u sê, ek droom van die grootste oorwinning wat hierdie gemeente nog ooit gehad het.
Ek droom van 'n kerk wat so vol is en waar siekes gesond word en waar sondaars tot bekering kom. En ek droom van mense wat so vol is van die Heilige Gees dat jy kan nie waag, Sissa kan nie waag om 'n liedjie te begin speel nie, want dan hou dit nie op nie. En ons hou sommer groot en lang lofprysing en aanbidding. Dankie Sissa. En ek weet vir oggend, dis hoe God oor jou dink. Hy sien jou. En hy vra van jou, sien jy jouself? Net daar waar jy sit, wil jy vir 'n oomblik jou oë sluit en fokus regtig net op jouself. En dan vra jy vir jouself, net soos wat Sissa nou die klavier gaan begin speel, vra jy, is my lewe hierdie simfonie? Wil jy julle moet hoor hoe mooi kom Sissa se vingers en die elektroniese note bymekaar uit. Hoe gee sy haarself om te sê, ek moet nou iets doen. En miskien is jy nie geroep om die klavier te speel nie. Ek het alles probeer, mondfluitjie, trekklavier, trompet. Ek het agter hierdie klavier gesit vir hoeveel kere en ek kry dit nie so reg nie. Ek het al by die dromme gaan sit en dan weet ek as hier goeie moet instap, gaan hy sy ore toe druk. Want dit is net nie. Maar ek bid God dat ek op 'n uitnodiging soos hierdie 'n hart kan draai. En laat jy sê, I was made. I was made, Marlene, help my. I was made to praise Him. En al is dit al wat ek kan doen, steek ek my hand in die lug op. En ek sê, to God be the glory for great things He has done. Sê ek, Here, hier is ek. Onthou nou jy, ek praat van jou alleen. Jou lewe, 'n vreugde, 'n blydskap, 'n bondeltjie van vreugde. Want U is my God. En alles wat in U hand is kosbaar. En ek sien dit. Ek sien dit in jou. Sien jy dit in ander? Sien jy dit in jouself? Daarom wil ek bid dat alles wat nie van die Here is nie, in 'n oomblik uit jou gedagtewêreld weggeneem word en laat jy verstaan dat God het jou nie swak gemaak nie. Hy het jou nie bestem om stikkend en verlore te wees nie. Hy het jou bestem om 'n lig te wees in 'n donker wêreld. Hy het jou gekies en geroep dat die evangelie weer gehoor kan word. Hy het jou gekies dat die salwing en die inspirasie van die Heilige Gees oor jou vaardig kan raak. En as jy vir iemand 'n hand oplê, dan vloei daar 'n genesing of 'n verlossing vind plaas of 'n bose gees word weggedryf. Want hoekom? God het jou gemaak. En hy het jou gemaak om beter te wees. So as dit nie jou hart met blydskap vervul nie, dan weet ek nie wat ek nog moet probeer vanoggend nie. Ek wil hê jy moet begin om te jubel en te juig. I was made to praise Him. Wie wil saam met my staan?
jou hande in die lug opsteek en sê, to God be the glory for great things He has done. For great things He has done. To God be the glory, to God be the glory. Here, ons kom, en ons sê soos Daniel, daar's 'n God in die hemel, wat geheimenis openbaar kan maak. Daar's 'n God in die hemel, wat my die droom van die koning kan gee, wat my in staat kan stel om die onmoontlike reg te kry. Daar's 'n God in die hemel wat geëer moet word. En Here, hier is ek, Here. Ek gee my hande, ek gee my lewe, ek gee my alles. Here, terwyl ek deel is van hierdie gemeente, wil ek dit in oorgawe gee en sê, hier is ek, Here, gebruik my tot die eer. Vul my met U Gees, vul my met U heerlikheid. Laat die krag in my lewe gesien word. Laat die grootheid en die almag van God triomfeer in elke oomblik en elke saak van my lewe. En laat U eer en U naam groot gemaak sal word. Kom net daar waar jy staan, gee so 'n bietjie oor, maar gee oor met blydskap. Gee oor met dankbaarheid. Gee oor en sê, o Here, ek verstom my dat U uit 'n ou bonneltjie klei kon regkry wat U reg gekry het. Here, dat U my kon gebruik het. En hier's van ons wat mos nou al vir jare al vir die Here sê, hier is ek, Here, jy het vanoggend erkenning gekry. Moenie sê dis die einde nie, sê dis net die begin. Jy het vanoggend weer hierdie vreugde oomblik om te sê, Here, kan U regtig? Dan sê ek, hier is ek, Here, gebruik my. As die oproep is dat die gemeente moet sterker na vore kom, dan sê jy vanoggend, hier is ek, Here. As daar gebid moet word, hier is ek, Here. Here, as daar gesing moet word, as daar gespeel, as daar gebak en gebrou moet word, Here, as daar iets gedoen moet word, hier is ek, Here. Ek gee myself as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer, en my antwoord is ja, Here, ja. Ek sal vir U lewe elke dag van my lewe. En ek dank U dat U dit moontlik gemaak het. En ek loof U daarvoor en ek eer U daarvoor. En ek dank U en ek loof en ek eer U daarvoor. Loof die Here.